Goeiemôre, 12 Junie. Interessante vraag vandag. Mense vra, hoekom is die Amerikaanse ekonomie so bad en betaal hulle so duur vir alles as hulle die grootste producer van olie is soos hulle claim? Nou, eerste plek, ons ekonomie is nie bad nie, ons betaal nie duur vir alles nie. Daar is maar net mense wat nie koek en kloei wat hier aangaan nie, wat hulle maak maar opinies wat hulle dink dit moet wees. Betaal ons meer vir petrol op die oomblik? Ja, ons betaal meer vir petrol as ons betaal het voor die oorlog. Die oliepryse het opgegaan met die oorlog van $60-65 'n barrel tot by die $110, $120 'n barrel. Hy is terug na $80 'n barrel toe. Wat maar $20, hy is terug by so $25 hoër is wat hy was net voor die oorlog. Baie kommentators het geglo het gaan by $2 of $50 gaan. Dis wat die IRGC getraai het, hulle probeer kyk of hulle kan die olieprys druk na oor die $200 'n barrel toe om die res van die westerse ekonomie in 'n moeilikheid te sit. Maar hulle kon dit nie regkry nie. Want in die laaste paar weke het die Amerikaanse vloot 'n klomp skepe laat uitkom uit die Hormuz uit. En nee, daai olie wat hulle laat uitkom, het kom nie van Iran af nie. Dit is die skepe wat in Kuwait en Qatar en daai plekke af UAE af olie gepomp het, wat daar vasgesit het in die ander kant van die stryd. Hulle daai skepe geëskort. So hulle is uit en hulle het 100 miljoen barrels of olie uitgebring in die laaste paar weke. Dis hoekom jy sien die olieprys afgekom het. Nou die petrolprys moet ook afgekom het, reg oor die wêreld, het by ons afgekom, redelik ver. Op die oomblik is die petrolprys by ons $3.39 'n gallon, so 80-90 sent 'n liter. Ons betaal gewoonlik so 65 sent 'n liter, as jy het nou in liters, het nie van gallons nie, want ons petrolprys voor die oorlog was so $2.20 'n gallon daar rond, so. Vir ons is dit min, vir my op die oomblik, as jy het so vat, my maandelikse salaris, as ek my maandelikse salaris net so skoon gebruik, kan ek my kar 150 keer vol maak met brandstof op die oomblikse petrolprys. Ek het nie so baie nodig nie, want ek maak my kar net 2 keer 'n maand vol. Maar ek kan heiliglik my kar 150 keer vol maak met my maandelikse salaris. Nou dink nou daaroor. Jy weet wat jou maandelikse salaris, kan jy in Suid-Afrika jou kar 150 keer vol maak met daai maand se salaris met jou huidige petrolprys in Suid-Afrika. Dan gaan jy nou sien waar is dit moeilik. So vir ons sê dit die petrolprys opgegaan, maar nie veel nie. Kan die mense dit absorbeer? Ja, beslis. Petrol op die oomblik, 'n tank petrol by ons, vir my, is $16 duurder 'n tank petrol as wat dit gewoonlik was voor die oorlog. En die standaard, so $16. Wat beteken dit? Ek moet net 2 keer minder McDonald's gaan eet. Daar cover ek my $16. So, die balans is nog steeds daar. Het kospryse opgegaan? Nee, nog nie, nog niks. Dis eintlik verbasend. Want gewoonlik sê vervoerkoste opgaan, gaan nie kos. Hier en daar het 'n paar kospryse opgegaan, maar nie sodat ons nou skielik nie kan kos koop nie. So nee, dit het nie, en dit is steeds, die inflasie het nie veel geklim in die laaste jaar nie, met 0.2 of 0.3% geklim. So die ouens wat die opinies maak, dit moet baie swaar gaan in Amerika, en hoekom is hulle olie so duur en hulle petrol so duur, as ons self pomp, en die rede hoekom ons Amerikaanse refineries koop olie aan op die wêreldmarkprys. Ons kan besluit, ons pomp die meeste van ons eie olie en ons kan besluit, ons koop nie meer by ander lande nie, en dan maak ons eie olieprys, en dan gaan dit baie laag wees, maar dis nie die regte ding om te doen nie. Dit beteken jy voer nie meer olie in goeders van die Midde-Ooste af nie, gaan ons ekonomie sink, en jy wil nou nie ander lande se ekonomie sink, net omdat jy snaaks is nie. So dis basies dit. Hoe measure ek die sukses in Amerika, die ekonomie in Amerika? Maklik vir my. Ek ry in die aand huis toe, as ek van die middag huis toe ry, dan kyk ek by die restaurante. Hoe lank die rye staan vir die mense wat deur drive-thrus gaan by fastfood restaurante, en as ek na 'n sit-down restaurant toe gaan, 6:00 die aand, dan kyk ek hoe lank moet ek vat voor ek 'n seat kry. In die meeste plekke is 'n uur tot 'n uur en 'n half wat jy wag om 'n seat te kry in 'n restaurant. Dis my measure. Om te wys die ekonomie is baie sterk. Hierdie mense het nie 'n probleem vir spending nie. So as jy nou
'n opinie wil rig en sê, die Amerika het gaan so saam met hulle ekonomie, dit wys maar net, jy het nie 'n klou wat jy aangaan nie. Rarig nie. Rarig nie 'n klou nie. Die mense hier het geen probleem. Rarig. So dis maar die interessant. Ek hoop die mense verstaan dit van die olieprys, die petrolprys en daai. So, Suid-Afrika se petrolprys moes al afgekom het, soos by ons hulle.